Here, dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, nadat ons weer net tot bewus geraak het van die vervolging in die wêreld daar buite. Here, dankie dat ons in die openbaar kan staan en nie net U aanbid nie, maar bekend maak aan die wêreld daar buite waar ons hart is. Bekend maak aan almal en alles wie ons eerste prioriteit is sonder vrees van vervolging. Here, seën asseblief elke persoon wat in 'n plek van vervolging bly of leef, Here, versterk hulle. En dankie vir die voorreg om U so te kan publiek aanbid. Mag dit nie net 'n Sondag ding wees nie, maar elke woord op elke plek, elke dag. Amen. Amen. Dankie vriende, jy kan eers jou sitplek neem, net daar waar jy is. Het is lekker om vanoggend hier by mekaar te kan wees in wat ons 'n tweede week van ons reeks is, die kunstenaar van stiltes, waar ons bietjie praat oor God wat op ander plekke en op ander maniere met ons besig is om te kommunikeer. En vandag wil ek begin om iets aan jou te vra. Wie van julle het al ooit gehoor van die Mountains of Kong? Right, jy het al gehoor van King Kong, is ek redelik seker, dit voel vir jou soos 'n bekende een. Mountains of Kong is nou dalk iets wat so deur jou kop gaan, jy dink, het ek al hiervan gehoor, het ek nie. Die Mountains of Kong is 'n fascinerende storie. Het begin in 1798, James Rennell is in Afrika en hy is besig om 'n wêreldkaart op te stel van alle verskillende lande en onder andere is hy besig om inligting van Afrika bymekaar te gaan. So hy gaan hierso en daarso maak hy inligting bymekaar, is amper soos of hy 'n groot legkaart bou. Dan praat hy met hierdie ou en hy kry 'n stukkie van die legkaart. Dan praat hy met hierdie ou en hy kry die inligting en hy sit al hierdie goeters bymekaar. En hy sit al hierdie puzzlestukke neer. 4 jaar later in 1802 kom 'n ou met Aaron Arrowsmith en hy vat al hierdie stukke en hy sit die eerste keer 'n Afrika kaart neer, 'n volkome Afrika kaart. En in die middel van daai Afrika kaart is daar 'n groot berg geken as die Mountain of Kong. En hulle al hierdie reports, al hierdie mense wat saam gepraat het, die ooggetuies en alles wat hulle, hier's Mountain of Kong wat daar in die middel van Afrika. Net nog nie so groot soos daai nie. Maar hy's 'n redelike groot stuk wat hy daarso aan gesit word. Jy kan sien aan die linkerkant is Mountain of Kong en aan die regterkant is die Mountain of the Moon. Hulle is nog nie by mekaar nie, maar hulle is naby. 1804 kom Johan Reinige en hy kom en hy sit 'n stuk van die kaart verder af en hy sit die gebergte Kong, die berg van Kong en hy's bietjie nader aan die Mountain of the Moon. Hierdie ding is groot en hulle besef hoe meer ooggetuies hulle kry, hoe meer hulle begin gevolgtrekkings maak van hoe die wêreld lyk, sien hulle hierdie massiewe berg sit hier. So in 1805 John Carey kom en hy sit toe hierdie bergreeks, die Mountain of Kong, al die pad tot die Mountain of the Moon sit hulle aan mekaar. Hierdie massiewe bergreeks deur die middel van Afrika word neergesit. Oos na wes hardloop hy deur en vir 40 jaar, vir meer as 40 jaar, vir amper 100 jaar op 40 gepubliseerde kaarte word hierdie massiewe bergreeks neergesit. In alles van 1798 af tot 1892 kan jy hierdie berg sien soos hy groei en dan soos wat hy heeltemal deur is, kry jy hierdie bergreeks. En toe begin die mense, die avontuurlustige sê, ons moet hierdie ding gaan kry. En hulle gaan op ekspedisie na ekspedisie om hierdie ding te gaan vind, maar die snaakse ding is elke keer as hulle daar kom, vind hulle niks. Dink hulle nie, ons is seker op 'n verkeerde plek, ons weet nie heeltemal wat hier aangaan en dan gaan hulle na 'n ander plek toe en hulle gaan soek en hulle gaan kyk en hulle gaan deur en vir 'n klomp jaar is hulle besig om hierdie bergreeks te soek tot met tyd besef hulle hy bestaan nie. Dit was storie op storie en gevolgtrekking aan gevolgtrekking wat gemaak het dat hulle geglo het, hierdie ding is al die pad deur Afrika al was hy nie. En ongelukkig is ons wêreld vol van sulke stories, wat jy so bietjie hoor en dan maak jy 'n gevolgtrekking en dan sê jy soos, right, dit is hoe het is. Dit is presies hoe het is. Ons het nou die dag Kersfees gevier, ek bedoel nie nou alles van my geboorte tot gister in my kop is nou die dag. Maar ek bedoel, soos paar maande terug het ons Kersfees gevier en ons is besig om met Bart die hele storie deur te gaan en ons sit als aan mekaar en dan praat ons oor die wyse manne en ons lees hierdie ding en ek dink, hoeveel wyse manne is daar? En ek sê, 3 wyse manne, jy weet, want hulle het mos staan en hulle het die 3 geskenke, maar die Bybel sê nooit hoeveel wyse manne nie. So dit kon 100 gewees het. Maar weet julle hoe cramped gaan daai goedjies wat jy so koop wat jy die mannetjies uitpak wees as jy 100 wyse manne so in 'n ry moet gaan pak, né?
Maar ons weet nie hoeveel wyse manne daar is nie. En ons wêreld is vol van dit. Hoe lank is 'n goue vis se geheue? Studies wys omtrent 'n maand. Né? Maar ons almal dink 3-4 sekondes. Elke keer as hy omdraai, nuwe tank wat die ou kry, hy het klaar vergeet wat daar aangaan. Nee, fantastiese nuwe studies wat hulle deur hardloop, sê dat hierdie goue vis het teen omtrent so 'n maand se kennis wat hy het. 'n Bil, né? As daar 'n bil is, wanneer hy squat, né? En dan wat se kleur moet die lappie wees om hom sy aandag te kry? 'n Bil is kleurblind. Het julle dit geweet? Ek het dit geweet, ek het dit uitgevind in hierdie week in voorbereiding. Hy's kleurblind, so hy kan nie eers onderskei tussen 'n rooi of 'n blou lappie nie, as ons hom daarso voor hom swaai. Maar ons kry hierdie goeters, en hoe meer ons daaroor praat, hoe meer die mense rondom ons daar praat, hoe meer neem ons net aan, dit is hoe dit is. En ongelukkig is dit so met baie dinge in ons lewe. Veral ook as dit kom by ons gedagtes en ons denke. As genoeg mense oor hierdie ding praat of nuwe inligting neersit, dan begin ons dink, hierdie moet die waarheid wees. Hierdie moet die manier wees waarop ek moet dink en die manier wees waarop ek moet leef. As almal anders so redeneer, sekerlik moet ek ook. Maar ons let baie vinnig op dat die wêreld is besig om ons denke te probeer vorm op 'n manier hoe dit nie gemaak is om te wees nie. En ons het die verantwoordelikheid om ons denke te kan draai en op 'n goddelike manier neer te sit. En vandag waar ons bietjie gesels oor hierdie kunstenaar van stilte, hierdie God wat besig is om te werk in klomp fases van ons lewe en veral in stiller oomblikke, is dit belangrik dat ons gedagtes waarmee ons sit nie besig is om ons weg te vat van nie, maar nader te bring aan hierdie God wat wil werk. So ons gaan begin om saam te lees daar Romeine 12 vers 2. So as jy jou Bybel by jou het, is jy welkom om hom oop te maak. As jy nie het nie, ons gaan deur 'n paar verskillende skrifverse vandag gaan en hulle gaan almal ook op die bord wees sodat jy hom saam kan lees, maar ons gaan afskop Romeine 12 vers 2 en hy lees so. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou om op julle liggaam beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Vers 2 gaan aan. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaaklike wil van God is. Ons is in 'n wêreld waar alles probeer om ons denke te draai en as ons dit nie elke keer kan terugbring na God toe nie, dan gaan elke ander invloed begin waar word vir ons. Kultuur probeer ons denke draai, sosiale media is oral, mense wat bekende idees of wat ook al jy oral sien, wat jy langs die pad sien, wat op borde is, alles probeer ons denke in 'n rigting draai. En die wêreld sê vir jou goed soos, nee man, volg jou hart, doen wat goed is, doen wat reg is. Jy weet, waarheid is eintlik relatief tot jou. Daar's verskillende waarhede vir verskillende mense en solank jy gelukkig is, solank jy vervul is in jou lewe, kan jy voortgaan soos wat jy doen, maar wat ons raak lees is nie dit nie. Is dat ons denke in lyn moet kry met die dinge waarmee God besig is. Paulus leer vir ons dat ons is deel van hierdie nuwe skepping. Jesus het gekom en hy het 'n ander koninkryk kom neersit en as ons deel is van hierdie ander koninkryk, ons is Messiah mense wat die wil van ons God uitleef, beteken dit ons kan nie net aan ons wêreld gelyk wees nie. Ons kan nie net maak soos wat die mense rondom ons maak en die mense rondom ons sê nie. Nee, ons moet kan onderskei tussen die wêreld se stem en God se waarheid. En dan ons denke reg daarmee kan vorm. En weet julle wat, dis eintlik so maklik om denke gedraai te kry. Dis so eenvoudig baie keer dat jou kop gedraai kan kry van waar hy moet wees na waar hy nie moet wees nie. Om daardeur te hardloop wil ek net gou vinnig Genesis deurlees. Nie die hele Genesis nie, net Genesis 3 vers 1 tot 7. Dis daai bekende stuk Adam en Eva, hulle is by die boom. Die duiwel kom nader. Ons lees daarvan Genesis 3 van vers 1 af. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrug van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Vers 4, die slang sê toe vir die vrou,
julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe, dat die boom goed was, om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeer was, om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem en geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan, en hulle het besef, dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aan mekaar geryg, en vir hulle lenskorste gemaak. Al wat nodig was, om die denke te draai van wat mag en nie, was die vraag, is dit werklik so? Is dit werklik so, dat hierdie ding wat jy vas in glo so is? En toe hardloop die kop, en toe begin die denke draai, tot so mate dat die Bybel sê, die vrou sien toe, dat die boom goed was. In haar oë kyk sy hiernaar, en sy sien dit uit 'n ander lens, as wat God hom kom neersit het. Om ons denke te hou, by dit waarmee God besig is, gaan vat dat ons gereeld by hom is. Gaan vat dat ons nie toelaat dat die buite-invloed wegvat van die dinge wat God vir ons neersit nie. Ek dink een van die gevaarlikste gedagtes, een van die grootste leuns wat ons het, is die gedagte dat alles wat in my kop inkom, kan ek glo. Want ek kan nie. Ek en jy kan nie elke gedagte, elke idee, alles wat in ons kop kom, ons kan nie elkeen van daai goed glo nie, want elkeen van daai goed is nie in lyn met waarvoor God ons hier op aarde gesit het, of die doel vir jou en my lewe nie. Ons lees dit, 2 Korintiërs 10 vers 5, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God, ook neem ons elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. Daai elke skans beteken elke hoogmoed, jy weet, hierdie trotsheid wat ek het, dat ek iets weet, wat God vir ons kennis van gegee het. Ek hoef nie by hom staat te maak nie, ek weet. Ek kan hierdie hoogmoed hê, dat ek het hierdie ding klaar uitgefigure, ek hoef nie terug na God toe daarmee te gaan nie, hierdie weet ek heeltemal. Maar ons kan nie so dink nie. Ons het nodig om in gehoorsaamheid tot God te lewe. En daarom het ons nodig om ons denke in lyn te hou met waarmee hy besig is. Ons het nodig om nie net te dink aan wat goed is of reg voel of maklik is nie, nee. Waarmee is God besig om ons te lei? Wat is sy groot plan? Hoe gaan ek moet redeneer? Hoe gaan ek moet dink om in lyn te wees met waarmee hy besig is? Ons het begin om Romeine 12 vers 1 en 2 deur te lees. En dit is nog interessant, ek wil vers 2 net weer lees. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Daar is 'n verandering in elkeen van ons, wanneer ons denke vernuw word. Wanneer ons denke in lyn word met God se volmaakte wil, is daar 'n verandering aan elkeen van ons. En hierdie woord verandering, wil ek gou daar op die bord sit, daar's twee, hy kom albei uit die Griekse stam, metamorfose, om te verander, om deur te gaan. Die boorse ene lees ons in Matteus 17, dit is Jesus wat op die berg is, en hy is besig om 'n transformasie deur te gaan. Daar's 'n fisiese verandering van sy menswees, terwyl hy op die berg is, en hy skyn soos 'n lig, en hy's besig om te kommunikeer, ons nou daarso die verhaal van Jesus. Dan die verandering waarvan daar gepraat word in Romeine 12 vers 2, die verandering van my en jou is die onderste een, en die enigste verskil tussen daai twee woorde is die tyd waarin dit geskryf word. Die Engelsman sal sê the tense. Die een is klaar gedoen, die boonste een, Jesus was transformeer, perfect tense, klaar gedoen. Ek en jy is aan die transformeer. In ander woorde, daar gaan nooit 'n tyd wees wat ek en jy klaar is met die transformasie van ons denke en sê, nou dink ek volkome soos God, ek is nou klaar met die verandering. Daai gebeur nie. Nee, soos wat Romeine 12 vers 2 sê, daar sal verandering wees, soos wat daar vernuwing is van ons denke, en ons in lyn met God se perfekte en volmaakte wil kan leef. En hierdie verandering van denke is nie verandering van gedagtes nie. Dis nie, ek wil dit doen, en nou verander ek wat ek wil doen, I changed my mind. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat van 'n verandering in die manier hoe ons redeneer. 'n Verandering in die manier hoe ons goeders deurdink, die manier hoe ons goeders prosesseer. Alles wat in ons kop aangaan, het ons nodig om weg te vat
van 'n wêreldse maniere nader te bring aan ons Godsin. Want ons gedagtes waarmee ons besig is, bepaal ons emosies. Twee mense kan dieselfde ervaring hê en hang af hoe hulle besig is om te dink of hoe hulle inligting prosesseer, gaan die een baie kwaad wees en die ander een gaan net nie omgee nie. Wat ons dink, wat ons gedagtes is, verander ons emosies en ons emosies verander ons gedrag. Ons gedrag vorm ons karakter en ons karakter sal ons lewe vorm. So wanneer ons nie ons gedagtes in lyn kry met God se wil nie, gaan die wêreld daar rondom ons verander sodat ons emosies buite beheer is. Dit sal verander sodat ons karakter nie 'n goddelike karakter is nie en daarom ons lewe nie spreek van ons lewegewende God nie. Ons het nodig om ons gedagtes te rig tot waar God ons gedagtes bepaal. Filippense 4 vers 8 is Paulus besig om baie prakties neer te sit. En hy skryf, hy sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenwaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Rig jou gedagtes op die regte plek. Ons het nodig om doelbewus ons gedagtes te draai. Ons is nie net op 'n plek waar ons sê, weet jy, ek gaan my gedagtes heeltemal leeg maak. Vat alles weg, maak net leeg, dink aan niks nie. Nee, ons het nodig om ons gedagtes te rig tot die regte plek waar hy moet wees, sodat hy gevul kan word met die waarheid van ons God. Sodat ons binneste vol kan wees met God se manier. Want wanneer ons net sit met ons gedagtes, en hierdie kunstenaar van stiltes is besig om te werk in elke fase van ons lewe, kan ons nie toelaat dat daar goeders is wat wegvat van God se manier nie. Kan ons nie toelaat dat ons denke ons wegvat van die wil van God nie. In Psalm 119 lees ons saam dat daar 'n plek is waar hierdie skrywer besig is om te sit voor God en besig is om te top, besig is om deur sy gedagtes te hardloop. En dit lees daar saam 'n Psalm 119 vers 129 tot 135 lees so. U bepalings is wonderlik, daarom hou ek daarby. As u woorde oopgaan, gee dit lig, dit gee insig aan onkundiges. Met 'n oop mond hyg ek, want ek hunker na u gebooie. Draai na my en wees my genadig, soos u gewoonlik maak met hulle wat u naam liefhet. Maak my tree ferm met u woord en laat geen onreg oor my heers nie. Bevry my van onderdrukking deur mense, sodat ek u opdragte kan nakom. Laat die lig van u aangesig oor u dienskneg skyn en leer my u voorskrifte. Hier is ons 'n persoon wat sit in moeilike en in maklike tye. In uitdagings sit hierdie persoon en as gevolg van hulle denke wat vernie is, gaan hulle deur hierdie skrif en hulle kop hou aan verander. Hulle emosies hardloop nie weg met hulle nie, nee, dit bring hulle nader aan hulle God. Ons het nodig om elkeen van ons gedagtes te vat en te draai na die skrif toe en te sê, is hierdie ding besig om my weg te lei van die wil van God af, of is hierdie ding besig om my te help om die volmaakte wil van ons God uit te leef? Elke keer as daar 'n gedagte opkom en jy stoei met hom, jy kan hom deur so vinnige toets te sit. Jy vat die gedagte en jy sê, luister, hierdie ding wat ek dink, val hy in by die Bybel? Is hierdie ding Bybels waar of nie? Of is hierdie ding besig om 'n leuen teenoor my te vertel? 'n Leuen teenoor die wil van God. En dan vat ons daai leuen en ons vervang hom met die waarheid. Ons het 'n fantastiese boek gekry vol openbarings van wie en wat Christus uit waaruit ons kan leer die realiteit en die waarheid wat ons denke in lyn kan bring. En dan van daar af as ons daai leuns uitgeken het en vervang het, dan voed ons onsself met die regte dinge. Jy sit dalk daar. En ons sekere dinge wat jy nie aan mense sê nie hardop deur hardloop nie, daai gedagtes wat daar diep onder in jou lewe sit wat jy nie uitlaat kom nie. Gedagtes oor jou waardigheid, gedagtes oor of jy goed genoeg is of nie. Lees ek genoeg Bybel? Is ek nou genoeg aan my God? Is ek 'n goed genoeg ouer? Doen ek genoeg vir my vrou of kinders? Is my huwelik waar ek moet wees? Doen ek genoeg by die werk? Het God my geskape? Het God my lief?
Is daar 'n uitweg vir my? Gaan hy deurkom vir my kinders en my kleinkinders? Ons sit en ons vra hierdie vrae en ons stop met hierdie dinge en stadig kom die vyand soms en hy kom draai wat eintlik net 'n gedagte is wat moet spoel en deur ons spoel kom en hy kom draai en hy kom sit alleen daar neer. Ek sê glad nie, jy moenie dink aan dit wat verkeerd is nie. Nee, God het ons as wyse wesens geskaap om te kom sê, luister, gaan kyk waar doen ek dinge nog nie reg nie. Gaan kyk daar, gaan dink, ek moes nie so met jou gepraat het nie. Ek moes nie so teenoor my vrou of my kind gewees het nie. Ek moet verbeter. Daai is goeie gedagtes. Daai moet kom. Ons verbeter en die Gees werk in ons. Ek praat van gedagtes wat kom en 'n skeiding kom maak tussen jou en God se wil. 'n Gedagte wat kom en sê jy is nie goed genoeg nie. Hoekom probeer jy? Jy gee voor wanneer jy hier by die kerk kom. Moet net laat hulle sien wie jy is of hoe dit met jou gaan nie. As jy by die klein groep kom en mense vra vir jou hoe gaan dit en goed, dankie. Weet julle hoe gereeld groet ek deesdae mense? Ek vra nie meer hoe gaan dit nie. Ek sê hallo, goeiemôre en dan antwoord hulle goed, dankie en self. Want hoe dit met ons gaan het 'n respons geword. Dit het 'n antwoord geraak. Ons denke is so vas, daar's ons ervaar nie eers meer regtig nie. God se woord is daarom vir ons te help om vernuwing in ons denke te hê. Om verandering te kan ervaar. Maar dan moet ons al die dinge wat ons as belangrik los. Terugkom na God toe. Terugkom na sy woord toe. Terugkom na daar waar ons denke moet gevorm word om in lyn te wees met sy wil. Ek weet nie waar jy is nie of waar jy gaan nie. Wil jy raai nie. Ek nooi jou. Ons gaan nou 'n gebed, 'n fantastiese lied saam sing. Wat jou gaan nooi om net saam met ons hierdie gebed te sing. En sê, los die dinge wat jy as belangriker as God geag het. Los die dinge wat jy gedink het is meer of groter. Los die denkwyse wat jou wil weg van God se wil afdraai. En kom terug by ons Vader. Kom terug by ons Skepper wat jou nooi soos jy is. Met jou foute en jou probleme net soos jy is. Kom nader, kom verander aan jou denke sodat jy in sy wil kan leef. Moenie toelaat dat die verkeerde manier van leef aanhou heers binne in jou lewe nie. Want God nooi jou na iets beter. Ons gaan hierdie lied saam sing en ek nooi jou in hierdie oomblik, hulle gaan die ligte afsit en die musiek gaan hard wees, niemand gaan jou hoor nie. As jy wil staan, staan saam. As jy wil bid, bid saam. Maar kom ons kom weer terug op 'n plek waar ons net kan sê dat niks anders, absoluut niks anders as ons God sal heers hier nie, sal my gedagtes heers nie, en ek kom terug na hom toe. Kom ons bid saam.